Wat is die moeilikste omstandighede waarbinne jy al ooit was? Hoe het jy daardeur gekom? Miskien kan ek ook vra, het jy al daardeur gekom? In Handelinge hoofstuk 27 van vers 1 tot 40 lees ons hoe dat Paulus vir 275 mense op 'n boot in die stormsee sê, maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed. Doen jouself die guns en gaan lees daar 'n hele hoofstuk op jou eie. Paulus is op 'n skip na Rome om daar voor die keiser verhoor te word. En op hierdie lang roete van hulle doen hulle by 'n hawe aan met die naam van Mooi Havens, nogal mooi geruststellende naam. Maar die winter is op hulle. Tog wil die kaptein verder vaar. Teen alle goeie raad in besluit die kaptein om voort te vaar. Kom ons lees gou daardie gedeelte saam. By Mooi Havens is die anker teen Paulus se waarskuwings gelig en hulle het so na as moontlik aan die kus van Kreta gevaar. Maar dit was nie lank nie, toe waai daar 'n stormwind van die land af, die noordoos, ook genoem die Eurokilon. Die wind het die skip meegesleur. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eiehandig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Daelang was die son en die sterre nie te sien nie en het die geweldige wind voortgeboot. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Paulus is 'n gevangene op hierdie skip. So sy omstandighede is dus nog hagliker as die van die matrose. Later lees ons ook in die hoofstuk dat die kaptein van die skip oorweeg het om al die gevangenes dood te maak. As hierdie skip dan nou sou strand om te verhoed dat hulle nie sou ontsnap nie. Tog binne hierdie omstandighede wat Paulus hierdie gevangene op 'n skip is op die stormsee, sê hy nog steeds vir die matrose en die kaptein, maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed. Hou moed. Kom ons pas 'n bietjie hierdie woorde toe in die tyd waarin ons nou leef. Paulus wat vir ons sê in die eerste plek, hou moed, al verloor jy alles. Dit is wat hy vir die kaptein en vir die matrose sê. Al verloor jy jou duur skip met al sy voorraad, waarmee jy in vreemde lande wil gaan handel dryf. Al verloor jy al die toerusting van die skip, al jou rykdomme. In hierdie omstandighede waarin ons nou is en waar Paulus was, gaan ons nie die storm ignoreer of ontken nie. So om te sê, hou moed, sê ons nie, daar's nie 'n storm nie. Ons ignoreer dit nie. Ons kan ook nie hierdie storm beveg nie. Ek en jy kan tog niks doen om sekere omstandighede, die natuur, sekere rampe, om dit te stop of te beveg nie. Dit gaan ook nie help dat ons in hierdie omstandighede 'n sondebok gaan soek nie. Dat ons na die skuldige wil soek wat hierdie storm veroorsaak het nie. Is dit China? Is dit Amerika? Is dit die sondigheid van die mensdom? Oral soek mense net na die oorsaak van hierdie groot krisis waar binne ons land en eintlik die hele wêreld is. Dit doen mense in alle krisisomstandighede. Dadelik wil hulle uitvind, Here, het ek kwaai gesondig? Het ek ergens aan die ongehoorsaam gewees? Wat het ek tog verkeerd gedoen dat hierdie ramp my tref? Paulus sê, nou in hierdie krisis is dit nie die tyd vir ons gewone mense om ons hieroor ons koppe te breek nie. Hy sê, hou moed. Hou moed in die tweede plek, want God is groter as die storm. Hou moed, al verloor jy alles. Hou moed, want God is groter. Hy wil, soos die jong mense sal sê, chill net, relax, ontspan nou net 'n bietjie, want God is groter. Wanneer Paulus dit sê, beteken dit nie dat hy sê, jy gaan niks oorkom nie. Jy gaan nie siek word nie, jy gaan nie oorboord val nie, jy gaan nie dinge verloor nie. Die Bybel sê tog selfs,
dat daar nie 'n haar van jou kop sal val sonder God se medewete nie. Daarmee sê die Bybel, daar sal hare van jou kop val, daar sal dinge gebeur, maar niks van hierdie dinge sal gebeur sonder God se medewete nie. God is daar. Dit beteken nie, jy gaan nie iets oorkom nie. Dit beteken ook nie, die storm gaan betyds bedaar nie. Dit beteken God is groter as die storm, sodat selfs as jy in die storm ondergaan, sal jy nie uit God se hand geruk kan word nie. Dit lees ons ook in Romeine hoofstuk 8 van vers 38 tot 39. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Niks in die skepping nie, geen hoogte, geen diepte, nie eens die bodem van die oseaan, niks, geen lewe, geen dood, geen manier van doodgaan, of dit nou 'n gemaklike skielike dood, 'n ongeluk, 'n moord, of dit ouderdom is, of dit weens 'n tekort aan suurstof 'n verskriklike dood is, niks van hierdie dinge kan ons skei van die liefde van God nie, want hy is so groot. Daarom sê Paulus vir hierdie matrose op die boot, hou moed, want God is groot. Interessant dat in hierdie verhaal die storm nie bedaar, soos die storm op die see van Galilea nie. Dis die verhaal wat ons almal in die Bybel ken. Die storm wat opgekom het, die disippels wat doodsbeangs geraak het, Petrus wat 'n paar tree op die water geloop het, Christus wat die storm bestraf en alles raak weer rustig. Alles mooi, die bootjie kan rustig huis toe vaar. In hierdie verhaal hou die storm nie op nie, dit vererger. Dit vererger en hierdie mense is buite weste in groot moeilikheid. Niemand het op water geloop strand toe nie. Die skip is uiteindelik totaal verwoes. In brokstukke. Almal moes uitswem. Die wat kon swem, die wat nie kon swem nie, moes aan wrakstukke vasklou en strand toe dryf. Maar almal se lewens is gered, want is groot. Hou moed, het Paulus vir hulle gesê. Hou moed. Baie interessante aspek van hierdie verhaal is dat nie almal op die skip gelowiges was nie. Ons weet nie hoeveel daar nog van Paulus saam met hom mede-Christene was nie. Dalk was net Paulus die groot gelowige, maar die belangrike, God red almal, ieder en elk op hierdie skip ter wille van een gelowige, ter wille van Paulus. Dit is die invloed wat 'n gelowige in hierdie wêreld met al sy krisisse kan hê. Dit is die invloed wat die gebed van 'n gelowige in mense se lewens in hierdie wêreld en op die wêreld kan hê. Dis die invloed van die gebed van 'n gelowige. Dit is die invloed wat jy as gelowige op hierdie huidige wêreld met sy groot stormsee in hierdie krisis kan hê. Dit is die invloed wat ons gebede kan hê. As een man se gebed soveel kan beteken, hoeveel nie die gebede van die land se gelowiges nie. Daarom dan noem ons vandag die nasionale biddag. Maak nie saak wie hierdie biddag uitgeroep het, wie druk toegepas het nie. Ons sê dankie dat ons regering ten minste hierdie erkenning gee. Kom ons hou 'n nasionale biddag waar ons gelowiges vir almal in hierdie storm moet bid, ook vir hulle wat anders as ons glo, ander gelowe, ander manier van dink, selfs vir hulle wat in geen God glo nie. Op hierdie skip waar Paulus wil sê, hou moed, want 'n engel van God het met my kom praat. Op hierdie skip wil ons sê, ons bid vir julle almal. Daarom dan hierdie uitroep tot 'n dag van gebed. Dit is baie opvallend dat hierdie dag van gebed deur die regering vir ons uitgeroep word op die dag wat tradisioneel in die kerk gevier word as Pinksterfees. Die dag wanneer ons die uitstorting van die Heilige Gees, die
inwoning van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees in die wêreld en in die kerk kom herdenk. Op hierdie dag, op Pinksterdag, op Pinksterfees, roep ons 'n biddag, 'n nasionale biddag uit. Ek het vaste geloof dat uit hierdie dag uit iets enorm groot, iets baie sterk gaan groei, 'n krag wat sal uitgaan. So ek gaan nou vir ons almal 'n paar gebeds onderwerpe deurgee. Jy is welkom om nog 'n paar van jou by te sê. Maar onthou nou, op hierdie skip, sê Paulus, hou moed, al verloor jy alles. Die storm gaan dalk nie gou oorgaan nie, maar Paulus sê, hou moed, want God is groot. En niemand en niks ruk ons uit sy hand en niks maak skeiding. Kom ons gaan en gaan maak 'n verskil op hierdie wêreldskip wat vaar. Dis nie nou tyd om te stry meer oor dinge. Dis nou tyd om met ons kragtige geloof en gebede 'n verskil vir almal op hierdie skip te gaan maak. Mag God jou daartoe lei en mag hy jou die vreugde gee van 'n enorme gebedsverhoring, ook in jou eie lewe, ook in die eie krisis dalk wat hierdie storm in jou lewe veroorsaak. Mag God vir jou vrede bring vandag. Al moet jy met 'n brokstuk uit swem en uitdryf. God is groot. Glo dit vandag asseblief. Glo dit en hou vas daaraan. Amen. Kom ons bid dat God self hierdie virusstorm sal laat bedaar. Kom ons bid vir al die mediese personeel. Kom ons bid vir regeringsbesluite. Kom ons bid vir die behoud van lewens. Kom ons bid vir 'n herwaardering van God se grootheid, 'n herwaardering van ons medemens en van ons eie menswees. Kom ons bid vir 'n ware, innige, geestelike herlewing. Soveel wat gebeur om jou heen.